Een van die moeilikste dinge wat die Bybel vir ons vra om te doen, is dat ons ander mense moet vergewe. Ons almal dink vergifnis is 'n goeie idee, totdat ons self iemand moet vergewe. En dan het ons baie besware. Ons dink aan die pyn wat hulle ons veroorsaak het, die verliese as gevolg van hulle optredes. Ons sê ook vir mekaar, maar dis nie regverdig nie. Hoe moet ek daardie persoon vergewe en hulle kom alweer weg met alles? Of 'n ander ding wat ons vir mekaar sê is dat as daai persoon vir my om verskoning kom vra, dan sal ek hom vergewe of haar vergewe. Dit gaan nie gebeur nie. Hulle gaan aan met hulle lewens, hulle het dalk al van jou vergeet. Ek wil vir jou vra, hoeveel gewig dra jy? As jy hierdie botteltjie water sien, om hom so vas te hou is niks nie. Maar hou hom vas vir 'n paar dae, 'n paar weke, 'n paar jare. Hoe swaar gaan hy nie dan word nie? En dis dieselfde met die wrokgevoelens, met die gevoelens wat ons het teenoor ander. Dit word net al hoe swaarder en swaarder in ons lewens en ons kies om dit te bly dra. Onthou, as jy iemand vergewe, sê jy nie daardeur dat dit wat hulle aan jou gedoen het is nou skielik reg nie. God het nog nooit sonde goedgekeur nie, hy haat sonde. So dit wat jy, as jy iemand vergewe, sê jy nie, dis nou maar oké nie. Baie keer dink mense ook dat as ek iemand moet vergewe, ek vir daardie persoon moet gaan sê, ek het jou nou vergewe. En daarvoor sien hulle nie kans nie. Nie, vergifnis is nie versoening nie. Versoening veronderstel beide partye, jy en die persoon wat jou skade berokken het. En versoening is goed, en dit moet altyd die uitkoms probeer wees. Maar partykeer is versoening nie wenslik nie, partykeer nie moontlik nie. Vergifnis beteken ook nie 'n algehele kwytskelding van straf nie. Partykeer kan dit wees dat daar nog regsprosesse aan die gang is. Dit moet nog aangaan, maar jy kan vergewe. So hoe kan ek iemand vergewe, want uit myself uit kan ek nie. Efesiërs 4 vers 32 gee vir ons 'n mooi leidraad. Vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Ware vergifnis het sy oorsprong in die hart en in die gedagte van 'n genadige God. Vergifnis is alleen moontlik omdat die lewende God die mens in sy vergewende liefde eerste liefgehad het. Jesus Christus het jou skuld by God betaal. Jy is vrygespreek van alle skuld kwytgeskeld. Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 6 vers 9. Hy verwys na 'n klomp sondes en dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, maar julle het julle sondes laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Deur hierdie verlossingsdaad van God in Christus, deur die geskenk van vergifnis, word jy vrygespreek van skuld en so gereinig. En jy het, as iemand jou kwaad aangedoen het, jy het alle reg om kwaad te wees. Jy het alle reg om te haat, om 'n wrok te koester. Maar jou motivering om te kan vergewe, is dat jy vergewe is, toe jy dit nie verdien het nie. Vergewe mekaar, soos God julle in Christus vergewe het. Paulus sê dit baie sterker in Kolossense 3 vers 12 en 13. Hy sê, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Jy het vergifnis in jou en jy moet daardie vergifnis uitdeel. Vergifnis
vra vergifnis. Jy kan tog nie dit wat jy van God gekry het, nou verag nie. Jy gaan veg daarvoor. Vreugde in die Here, omdat hy sy seun nie gespaar het nie, gaan tog nou nie oorloop in kwaad met kwaad vergeld nie. Genade sal lief wees om genadig te wees. Vreugde in die Here wat lankmoedig is, kan nie saamleef met my eie ongeduld nie. Dit sal veg vir dit wat ek in God bewonder. Vreugde in die Here sal uitloop dat ek ook ander sal vergewe. Vergifnis, vra vergifnis. Onthou jy nog die gelykenis van die ondankbare amptenaar daar in Matteus 18 vanaf vers 21? Dit gaan oor 'n koning wat besluit het om 'n amptenaar se skuld af te skryf. En hy het miljoene rand geskuld. Hy doen dit omdat hy die amptenaar jammer gekry het. En die amptenaar het geen kans gehad om daai skuld te delg nie. Maar die koning gee die amptenaar nog 'n kans. Hy kon sonder skuld oorbegin. Dis genade. Sonder die koning se vergifnis sou hierdie amptenaar in kettinge geboei word. Maar hy het sy lewe teruggekry, hy het 'n toekoms. En dis wat vergifnis doen. En hy gaan uit, hierdie amptenaar wat pas sy skuld afgeskryf is, en hy kry 'n ander amptenaar. En daai ander amptenaar skuld hom maar 'n paar rand. En hy sê, jy moet my betaal. Hy was nie bereid om die vergifnis wat hy so pas gekry het, uit te deel aan iemand anders nie. En die koning kom daarvan te hore, en hy sê hy moet gevange geneem word. En hy gaan swaar gestraf word. En die koning aanvaar, dat omdat jy vergifnis gekry het, moes jy daardie vergifnis uitdeel. Vergifnis vra vergifnis. In 'n oomblik van onreg, dan wil ons reageer. Ons wil skerp woorde gebruik. Maar laat toe dat die Heilige Gees jou herinner, dat jy vergewe is. Die feit dat jy 'n nuwe mens is in Christus, beteken nie dat jy nie gaan kwaad word nie. Beteken nie dat daar 'n vlaag van bitterheid oor jou gaan kom nie. Maar hoe jy verder gaan reageer, dis wat saak maak. Streef jy daarna om heilig te wees, soos God heilig is? Werk jy daaraan om ander te vergewe, om sagmoedig en vriendelik te wees? Jesus het gesê dat ons aan ons vrugte geken kan word. Ek moet vir jou sê, vergifnis gebeur nie van self nie. Vergifnis is 'n keuse wat jy moet maak. En enige keuse wat 'n mens maak ten opsigte van enige situasie, enige omstandigheid, bepaal hoe jy verder vorentoe gaan lewe. Daar is 'n gesegde wat sê as 'n mens nie bereid is om te vergewe nie, dan is dit om gif te koop, dit te drink en dan te hoop dat die ander persoon sal doodgaan. Wraak vernietig 'n mens, maar as jy kan vergewe, word jy vry. So neem daardie keuse en besluit om te vergewe. 'n Mens kan nie die horlosie terugdraai en die verlede met al sy seer en pyn gaan uitvee nie. Maar jy kan 'n keuse maak om nie meer die slagoffer te wees nie. Wat gedoen is, is gedoen. En ek is jammer dat jy pyn en hartseer en verliese ervaar het. Maar met 'n keuse vir vergifnis kan jy jouself in 'n posisie plaas om vry van die verlede te lewe. Jy is nie 'n slagoffer nie, dan word jy heel en kan jy weer lief hê. En so word God se genade verder en verder en verder vertel. Kom ons wees eerlik met mekaar, dit is swaar om te vergewe. Vergifnis beteken boonop dat ek weet wat daardie persoon my aangedoen het. En dan nog steeds bereid is om daardie persoon te vergewe. So met vergifnis gee jy eintlik jou reg tot woede en haat en bitterheid en wraakprys. Maar dis al hoe jy gaan vrykom. Ek wil vir jou vra,
Wat keer dat jy iemand vergewe? Vra die Here deur sy Heilige Gees om jou te help. Om ook jou onvergewensgesindheid te vergewe. En om jou te help om die dieptes te begryp van wat jy deur Jesus Christus vergewe is. Dink aan die mense wat jy moet vergewe. En vra dat God jou sal help, sodat jy vry kan kom. Amen. Here, as ons ook vandag hier saam bid, U weet hoekom ons nie kan vergewe nie. U ken ons pyn, U ken ons seer. Maar Here, ons wil ook U woord nakom. Help ons om te vergewe. Ja, Here, party van ons is bang dat ons weer gaan seer kry. Ons bid, help ons. Keer, Here, dat dit weer sal gebeur. Ons wil vergewe, soos wat U ons vergewe het. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag die Here elke dag vir jou pad oopbreek, dat hy jou sal beskerm en dat hy jou sal weerhou, dat ander mense jou weer sal seermaak. Mag dit met julle elkeen goed gaan. Totsiens.